Ek sit hier op 'n plek in my huis waar ek so 'n bietjie wegkom van alles af. Ek dink almal van ons het die behoefte om weg te kom. So miskien kan ek begin met so 'n paar vrae vir jou. As jy wil wegkom, en ek praat nou van ordentlik wegkom van mense en verantwoordelikheid, wegkom van geraas, wegkom van jou selfoon af, wegkom van e-pos af, wegkom van al die eise wat die wêreld aan jou sê, wegkom van al die slegte nuus wat die wêreld vir jou bring. As jy sommer net wil wegkom, wat doen jy? Waarheen gaan jy? Kom ek vra nog 'n vraag. As jy die slag wegkom, en jy doen dit ordentlik, wat gebeur met jou? Wat ervaar jy terwyl jy wegkom? Voel jy dalk skuldig omdat jy voel ek is besig om nie my werk te doen nie? Raak jy dalk gespanne oor al die goed wat jy moet uitlos? Of kan jy regtig voel, ja, maar nou kom ek weg, nou kry ek nuwe krag? Wat gebeur met jou wanneer jy wegkom? Nog 'n vraag. Sê nou maar jy moet terugkom, want almal moet ons mos maar almal terugkom. Hoe kom jy terug? Kom jy terug met nuwe krag, nuwe lus? Nou gaan ek weer die lewe aanpak, nou sien ek weer kans. Of kom jy dalk so half onwillig terug, of miskien selfs so 'n bietjie soos 'n ontsnapte gevangene wat in die vangwa teruggevat word tronk toe? Hoe kom jy terug van jou wegkom af? 'n Ander manier om jouself te toets hieroor is om te vra, wat gebeur wanneer jou wegkom onderbreek word? Jy het miskien nou 'n bietjie weggebreek, jy's rustig daar, en skielik kry jy 'n oproep of mense kom daar aan of so iets, maar skielik word jou vrede, jou rus, jou wegbreek word van jou gesteel, en skielik word jy teruggeruk na die wêreld met al sy morsigheid, met al sy lawaaierigheid, met al sy eise, met al sy aandrange. Hoe ervaar jy dit? Ek gaan vir ons 'n storie oor wegkom lees, 'n storie van Jesus en sy disippels. En dan wil ek 'n bietjie praat oor wat wegkom vir 'n mens kan beteken, maar ek wil ook praat oor die verskil tussen wegkom en ontvlugting. So kom ons lees saam met Markus 6 van vers 30 af. En die apostels het by Jesus byeengekom en hom alles vertel wat hulle gedoen en onderrig het. Hy sê toe vir hulle, kom julle saam na 'n verlate plek en rus 'n bietjie op julle eie. Want daar was baie mense wat voortdurend gekom en gegaan het. Hulle het selfs nie kans gekry om te eet nie. En hulle het in 'n boot vertrek na 'n verlate plek om op hulle eie te wees. Maar baie mense wat hulle sien vertrek het hulle herken en te voet van al die dorpe af daarheen gestroom. En nog voor hulle daar aangekom. Toe Jesus uitklim, het hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was, en hy het begin om hulle uitvoerig te onderrig. Ons lees 'n paar keer in die Markus Evangelie, dat Jesus self onttrek na 'n verlate plek toe om te gaan bid dikwels, of soos hier dat hy sy disippels sê, maar kom saam met my na 'n verlate plek toe dat jy 'n bietjie kan rus. Nou die agtergrond van hierdie wegkom in Markus 6, waar Jesus sy disippels uitnooi om saam met hom weg te kom, is 'n baie moeilike tyd eintlik vir hulle. Die hoofstuk begin waar Jesus in Nasaret in sy tuisdorp verwerp word deur die mense. Dan gaan dit aan waar Jesus die disippels uitstuur en vir hulle sê, julle moet nou gaan sê wat ek gesê het en gaan doen wat ek gedoen het. En hulle doen dit. Hulle trek deur die dorpe en hulle praat Jesus se woorde en hulle doen Jesus se dade. En ons lees ook dan hier oor hoe hulle verslag kom doen oor wat hulle alles gedoen het. So hulle het 'n vermoeiende, 'n wonderlike, uitdagende, maar 'n vermoeiende tyd agter die rug. Maar wat tussenin gebeur, vertel Markus ons, is dat Johannes die Doper deur Herodes gevange geneem word en dan in die tronk tereggestel word. Die wêreld waarin hulle lewe is nie 'n vriendelike wêreld vir Jesus en sy volgelinge nie, is 'n gevaarlike wêreld. Dis 'n wêreld met geweldige uitdagings, dis 'n vermoeiende wêreld. Dis 'n wêreld waarin mense wat self in die nood, self in die ellende is, voortdurend by Jesus en by sy volgelinge kom aanklop vir hulp. So lees ons hier dat hulle nie eers tyd gehad het om te eet nie, want daar was die hele tyd mense. En nou sê Jesus vir hulle, dieselfde Jesus wat hulle in hierdie wêreld ingestuur het, wat hulle deur hierdie wêreld lei, sê hy vir hulle, maar kom ons gaan 'n bietjie na 'n verlate plek. Kom ons gaan rus 'n bietjie. Kom ons wees 'n bietjie net op ons eie. En dit sê vir my 'n belangrike ding. Dat Jesus stuur ons nie net nie, maar hy roep ons ook
om te rus. Jesus gee nie net vir ons 'n opdrag nie. Jesus sê ook, daar's tyd om weg te kom van mense af, daar's tyd om weg te kom uit die wêreld uit, daar's tyd vir wegkom, ook selfs van jou opdrag, van jou roeping af. Daar's 'n tyd om op 'n verlate plek, 'n bietjie by jou eie, op jou eie te wees en tot rus te kom. Jesus doen dit, hy leer sy disippels om dit te doen. Wegkom is nodig. Wat is die doel van hierdie wegkom? Ons lees op ander plekke in die evangelie dat Jesus, wanneer hy so homself teruggetrek het, gebid het. Die doel van die wegkom, met ander woorde, is om weer jou verbintenis met God te ontdek. Jou verbintenis ook met jouself, om bietjie tot jouself te kom, om as dit ware tot verhaal te kom en tot jouself te kom, en weer te ontdek, wie is ek eintlik? Wat glo ek eintlik? Wat is eintlik vir my belangrik? Dis weer om sommer net tot rus te kom en sommer net te wees, om te besef, maar God het my lief, nie oor alles wat ek doen nie, nie oor alles wat ek presteer nie. God het my lief, omdat ek sy mens is. Jesus het my lief, dood eenvoudig omdat ek is, nie vir wat ek doen nie. En om daaruit, uit my verhouding met die Here, en uit hierdie tot myself kom, weer krag te kry, weer inspirasie te kry, om weer terug te gaan. Dis die doel van die wegkom. Daarom is wegkom altyd 'n tussenpose. Ek kom, as dit ware, uit my besige lewe uit my verantwoordelikheid uit dit waar in die Here my stuur, maak nie saak wat dit is, of dit in my werkplek, of waar dit ook al is nie, maar ek kom as dit ware uit dit uit, ek kom tot verhaal, ek kom tot rus, ek kom tot God, ek kom tot myself, ek kry krag, ek kry inspirasie, en dan gaan ek weer terug. En die belangrike toestand is, soos ek net nou gesê het, hoe kom ek terug? As ek terugkom uit daai wegkom, kom ek terug regtig met 'n gevoel van nuwe krag, van nuwe moed, van nou sien ek weer kans? Of kom ek dalk terug met al die ou angste en spanninge en bitterhede en al die ou negatiewe gevoelens? As ek terugkom soos wat ek gegaan het, dan beteken dit, dat iets met my wegkom nie gebeur nie. Dan het ek net weggebreek, maar ek het nie regtig weggekom, ek het nie regtig tot rus gekom. As ek terugkom net soos wat ek gegaan het, en ek voel eintlik, maar amper, ek het 'n renons daarin om te moet terugkom, dan beteken dit, ek het nie nuwe krag, nuwe inspirasie vir my lewe gekry nie. So die vraag is, wat gebeur wanneer ek wegkom? Bring my wegkom groter afstand tussen my en mense, tussen my en wat ek moet doen, tussen my en die wêreld, tussen my en my taak, of bring my wegkom 'n groter betrokkenheid, 'n groter liefde, 'n groter deernis met mense? En die toets hiervoor miskien weer, is wat gebeur as my wegbreek dalk onderbreek sou word? Nou die interessante is dat ons lees op 2 plekke in Markus waar Jesus se wegbreek, waar Jesus se wegkom onderbreek is. Die een is reg aan die begin met Markus 1, waar hy nadat hy 'n klomp wonders in Simon Petrus se skoonma se huis gedoen het, onder meer die genesing van die skoonma self, en geweldig besig was, hoe hy vroeg in die oggend opgestaan het en op 'n verlate plek gaan bid het. En dan kom Simon hulle na hom toe en sê, maar Here, u moet kom, almal soek u. En eintlik vee Jesus daai versoekende sin van die tafel af. Hy sê nee, ons moet aangaan, daar's nog baie ander plekke en dinge waarby ons moet uitkom. So daar is tye wanneer Jesus grense trek, wanneer hy sê, al soek die mense my, ek gaan my nie laat vind nie. Ek gaan nou nie op hierdie oomblik toegee aan die druk van mense nie. Met ander woorde, daar moet tye wees in my wegkom, wat ek kan sê, weet jy wat, ek gaan nie nou toegee aan die druk van mense nie. Maar terselfdertyd, as sien ons hier, dat as die mense nou kom, Jesus en sy disippels het weggebreek, hulle het met hulle bootjie gevaar, hulle is nou op die verlate plek, maar die mense het agtergekom, en hulle het sommer so te voet so toe gegaan, en hulle is nog voor Jesus hulle daar, en as Jesus hulle aan wal gaan, dan wag die mense, die skare daar vir hulle. En sien ons, dat Jesus met groot deernis na die skare kyk. Ek wil dit net weer vir lees. Daar staan, toe Jesus uitklim het hy die groot skare gesien en hulle innig jammer gekry, omdat hulle so skape sonder 'n herder was, en hy het begin om hulle te onderrig.
Jesus sien hulle nood raak, hy sien hoe belangrik hulle nood is, en hy besef, dis nie 'n situasie hier, waar hy vir hulle moet sê, jammer manne, ek is op ‘n wegbreek, ek is besig om weg te kom, los my nou 'n bietjie uit nie, maar hy gee homself opnuut vir hulle. So in 'n sin lyk dit vir my, mens moet 'n aanvoeling hê, vir wanneer moet jy 'n grens trek, wanneer is dit waarmee mense, die eise waarmee mense na jou toe kom, nie so belangrik nie, en kan jy nee sê, en kan jy sê, dit kan wag, of kan jy sê, ek gaan nie nou aan julle eise voldoen nie, want ek is besig om tot verhaal te kom, en wanneer is dit nodig, dat jy jou laat onderbreek. En dit hang natuurlik weer alles saam, met jou verstaan van die doel van jou wegbreek. As jy die doel van wegkom verstaan, is ek wil as dit ware my kragte herlaai, my batterye herlaai, sodat ek weer liefde kan gee, sodat ek weer empatie kan gee, sodat ek weer begrip kan gee, sodat ek weer vir mense kan doen wat ek moet doen. Ek wil weer in God se liefde ingaan, sodat ek uit daardie liefde kan gaan lewe. Ek wil weer my verbintenis met God herwin, sodat ek uit daardie verbintenis kan lewe. Dan, as mense jou onderbreek en jy besef hulle het jou regtig nodig, sal jy nie kwaad wees nie, maar sal jy met deernis na hulle kyk, met ontferming na hulle kyk. En dit is waar vir my die verskil tussen wegbreek en ontvlugting kom. Ontvlugting beteken jy hardloop eintlik maar net weg uit die wêreld. Jy sien nie kans vir die morsigheid nie, jy sien nie kans vir die kompleksiteit nie, jy sien nie kans vir dit wat verkeerd is nie, jy sien nie kans vir dit wat van jou gevra word nie, jy wil nie al die goed in die koerante lees nie, jy wil nie weet van alles wat in die wêreld aangaan nie. Jy ontvlug, en op watter manier jy nou ook al ontvlug, of jy in 'n hoekie, soos ek nou in jou kamer kom sit, en of jy jou verloor in 'n boek, en of jy ergens in die woestyn gaan sit, of ergens op 'n eiland wil gaan bly, op watter manier jy ontvlug, jy's eintlik maar net besig om te ontvlug, en vir daai oomblik van ontvlugting, waar jy vergeet van die wêreld. En wat gewoonlik dan gebeur is, as jy moet terugkom, is jy kwaad omdat jy moet terugkom, en as jy onderbreek word, is jy kwaad. Wat sê dat ontvlugting gee nie vir jou krag om weer betrokke te raak nie. Ontvlugting maak die afstand tussen jou en die wêreld net al hoe groter. In plaas daarvan dat jy 'n groter liefde en deernis vir mense ontwikkel, kry jy eintlik 'n groter renons in mense, is jy eintlik baie meer geneig om oordeelsigtig te wees en om vinger te wys na mense. Ontvlugting daarom baie keer word amper iets van 'n lewenshouding. 'n Lewenshouding wat jy in jou omdra, selfs in tye wat jy by jou werk is. Jy isoleer jouself, jy vlug as dit ware in jouself in. Jy kyk miskien oor 'n siniese afstand van veroordeling en negativiteit na mense. En die oomblik wat jy jou kan losmaak en weer in jou hoek kan invlug, dit word amper 'n soort van 'n permanente lewenshouding. Dis nie soos in Jesus se lewe en soos Jesus sy disippels geleer het, 'n ritme van betrokke wees en terugtrek, betrokke wees en wegkom nie, maar dit word 'n permanente lewenshouding. Dit word die manier waarop jy na die wêreld kyk vanuit 'n eie yskoue geïsoleerde afstand, waarin jy as dit ware negatief na die wêreld kyk. En of jy nou in 'n klooster letterlik gaan bly en jouself afsny van die wêreld, en of jy jouself op een of ander manier in jou lewenshouding afsluit, die feit is, jy is besig om te ontvlug. Die doel van ontvlugting, daarom is baie keer 'n soort van 'n amper paniekerige selfbeskerming. Jy voel die wêreld vra te veel van jou. Jy voel jy het nie dit wat die wêreld wil gee nie. Jy voel miskien die wêreld is te morsig, te vuil, te sondig, te sleg. Jy sien nie kans om daarin te wees nie. Jy wil nie deel wees daarvan nie. En jy wil jouself teen hierdie goed beskerm. Maar hier is die probleem met ontvlugting. Hoe ver jy ook al ontvlug, daar's een mens wat jy altyd met jou saamvat, en dis jouself. En al die goed wat jou in die wêreld pla, sit ook in jouself. Al die morsigheid, al die sondigheid, al die verkeerde goed, sit ook in jouself. En hoe jy ook al ontvlug van jouself, kan jy nie wegkom nie. En uiteindelik gaan jy jou lewe deur ontvlugting verarm. Jy gaan al hoe meer jouself in die negatiewe sin van die woord word. Jy gaan al hoe meer 'n negatiewe en 'n bitter mens word wat met negativiteit na die wêreld kyk. En jy gaan uiteindelik sit in 'n situasie dat die gemors in jouself al hoe groter word, juis omdat jy jouself isoleer van die wêreld. En daarom sê die evangelie nee vir ontvlugting. Ons word nie geroep om weg te hardloop by die wêreld nie. Ons word geroep om te lewe in navolging van Jesus in hierdie ritme van betrokke wees en terugtrek, van betrokke wees en terugtrek. Ja, ons het ons wegkom tye nodig. En almal van ons moet dit ook vir mekaar gun, en ons moet dit ook vir onsself gun. Maar uiteindelik
is die doel van daai wegkomtyd om my krag te gee om met liefde betrokke te raak, nie om weg te hardloop nie. Mag jy in hierdie week wat kom iemand wees wat jou wegkomtye het en jou wegkomtye geniet, maar ook iemand wat vanuit die rus wat jy in God vind, vanuit die rus wat jy in God se liefde vind, voluit betrokke raak in die wêreld. En mag jy die versoeking om weg te hardloop, om te ontvlug, weerstaan deur die krag van die Heilige Gees. Amen.